seën. Sy is ook vir verjaardag koek om te bak, so julle kan kom kry. Wil jy net gou vir die ou voor jou, langs jou, agter jou net hallo sê? Net welkom sê. Ons wil graag vir Claire baie welkom sê vanoggend, dat hy hier kan wees, deur sy siekte, deur al die dinge, het God het gemaak dat hy vanoggend saam met ons kan wees. Kan ons Here lof op hom. Hey, en oom, halleluja. Oom Karel was in die hospitaal in ICU, ons wil die Here dankie sê, dat hy saam met ons, ek gaan die Here lof op hom. Here, ons het soveel om so dankbaar te wees. Ons bid vanmôre vir hom Gert Meyer, hy is in ICU op die stadium, in Kormet, en ons bid dat die Here hom sal aandra. Daar's ander wat ook siek is, en ons weet dat die Here sal deurkom en genesing bring. Want ons glo dat die Here se krag is groter as wat mense kan doen, groter as wat dokters kan besluit, want God bly getrou. Halleluja. Ek wil net so 'n paar aankondigings gee. Vanaand 5 uur. Sê vir jou langs jou 5 uur. Julle kan inkom as julle wil. 5 uur het ons 'n ken mekaar aan. Sal hom. Wie ken vir hom? Behalwe sy ma en pa. Tannie, wat is sy naam? So, dit is wat ek probeer nie aan jou bespot sit nie, maar dit is wat dit is. Ons ken, ons weet wie saam met ons in die kerk, maar ons weet nie wie is dit, wat is hulle name nie. So vanaand kom wees hier, en ons vind uit, dit gaan lekker wees 5 uur, ons gaan mekaar leer ken, ons gaan lekker na die tyd, lekker eet, dit is wat ons goed kan doen, en daar gaan pryse ook wees, vir die, ek weet nie hoe dit gaan werk nie, maar daar gaan pryse wees by hierdie aand, en ek wil sê, alles gaan normaal aan. Die res van die week, geen aankondigings wat ek daar gaan doen nie, maar dan wil ek sit van die slide op van die burgerverkoping. En dan het ons 'n fondsinsamelingsprojek Vrydag. Julle sien hoe die platform nou lyk. Na Vrydag gaan dit nie so lyk nie. So daar's die foto op, is ons bouprojek. Maak nie saak wat jy kan bydra, ons wil graag burgers verkoop. Hoeveel meer burgers ons kan verkoop? Dit gaan ons R50,000 kos om die mat te doen en die platform of die afbreek en al daai goede. So ons moet 1000 burgers verkoop. Dankie vir daai opgewondenheid. So as jy 'n besigheid het, as jy iemand het wat jy graag wil bless, as jy jouself wil bless, kom koop 'n burger, is R40 vir 'n normale kaasburger, maar al die trimmings op, en R50 vir 'n kaasburger wat dubbel is. So daar's dubbel patties, dan die Ria 2 patties. Kry jy op, en jy kry 'n lekker stuk kaas met al die trimmings. Want daar het vir my gesê, Danny, so, ons gooi die dubbele kaassous op, nee, ons gee vir jou 2 patties, hoor? So asseblief, kom ons ondersteun, ons is Vrydagoggend van 9 uur af, gaan ons burgers verkoop, tot 5 uur of 6 uur, of tot wanneer dit klaar is, maar kom ons nooi mense, en ons maak hierdie projek 'n groot projek. As jy nie 'n burger wil hê nie, jy wil net saai, kan jy saai, dit is reg, 100%, en dan Sondagmôre, sê hardop Sondagmôre, is Dr. Marius Higgins hier, daar is hy al die pad van Kreersdorp af, hy gaan ons kom bedien, hy het 'n profetiese bediening, so nooi mense, hy het ook 'n genesingsbediening, nooi mense kerk toe, ek wil vir u sê, u gaan regtig nie net stap en sê, ag, nog 'n diens nie. Die Here gaan iets besonders kom doen. En dan die 5de Junie het ons in ons kerk, sit nog vir my op, dis die kinderkerk het 'n ding aan, is 'n ken jou Bybel. Wie ken sy Bybel?
Halleluja, dat is my vrou, sy moet haar hand opsteek, sy is daar nie pastoor se vrou, jy weet so. So ons het ken jou Bybel, so daar spanne, as jy enkel wil inskryf, R25. As jy span het om in te skryf, is dit R100 vir 4 mense, en as jy 'n span inskryf van 6 mense, R150, en dit is 'n Bybel vasvraag. So dit is die Vrydag aand, by die jeug, in die saal, of in die kerk, waar ook al hulle gaan doen, asseblief, kom ons ondersteun. Die kinderkerk het dit nodig en hulle wil graag ook groot dinge doen vir die Jesus en dan hy sê God. Dis haar projek, kom ons gaan dit klaar. Halleluja. So kom ons ondersteun hulle, daar gaan ook na die tyd gaan die snoepie ook wees vir koeldranke en so weer en daar's ook 'n koekverkoping of cupcake verkoping, wat ook al hulle wil doen, maar daar is 'n fondsinsameling vir hulle. Dan die 7de Junie het ons growth track. Dit is die Sondag aand. Asseblief moet nie mis nie. Dis ons groei route, as jy wil weet waaroor die kerk gaan. Ek vat net so 'n paar sekondes op, ons gaan nou lekker kerk hou. Maar dan kan jy kom ontdek jou route waarin jy wil wees, waar jy wil werk vir die Here. En ons het huiscelle wat ons hardloop. Jennifer en Ryan, staan op. Hulle is vir ons by die groot jeug van 25 tot 40. Almal, julle nou weet julle wie Jennifer, hoor? So hulle gaan dit vir ons doen en daar's ander selle ook en ons gaan nog selle bysit en ons wil die Here sê dankie wat hy vir ons mense byvoeg. So ondersteun asseblief waar ons kan en hoe ons kan en weet net die Here gaan vir ons. Kom ons staan op die voete, dan gaan ons saam bid. Ek gaan vra die broers op met die offerande sakkies om vorentoe te kom of maatjies. Ek wil nie met vanmôre net losmaak. Ek wil nie met vanmôre oopmaak. Al hierdie formaliteite is nou verby. Nou gaan ons God prys vanmôre. Dis Pinkster Sondag en ons weet dat die Heilige Gees teenwoordig alreeds is. En ek wil nie met vanmôre indring en sê Heilige Gees, laat my toe om by U te wees. Laat my toe om die krag van God te ervaar. Laat my toe om die heerlikheid van die Here te sien. En moet nie verbaas staan oor wie U is en wie nie U is nie. Die Here is hier om jou te ontmoet. Met wat in jou hart is vanoggend. Halleluja. Kom ons bid saam. Vader, in hierdie oggend eer ons U, omdat U God is. Here, ons hart loop oor van blydskap. Ons siel maak U groot. En ek weet, Here, dat ons U kan prys met alles wat in ons harte is. Ek bid, Here, dat ons nie sal uitgaan soos ons ingekom het nie, maar dat ons die Gees in sy heerlikheid volheid sal ervaar en beleef. Here, kom seën vanoggend, seën die offergawe, seën elkeen wat saai. En Here, dit gaan nie oor die geld nie, maar dit gaan oor die gehoorsaamheid vanmôre. En ek bid, sien ons raak, seën ons in die kosbare naam van Jesus. Amen. Net voor ons begin, ons wil graag van die 1 Junie, daai 7de Junie, wil ons graag die aande skuif na 5:00. Wie is daarvoor? Halleluja. Wie wil dit 6:00 hou? So ons begin 5:00 van die 7de Junie af, begin ons 5:00 Sondag aand, dit is net tot Augustus, en die 1 September begin ons weer dan 6:00 elke aand. Halleluja, prys die Here. As ek dink aan die goedheid van Jesus,
Ons dink nie altyd wat ons sing vanmôre nie. Ons staan ons die oggend op en sê, hierdie rig van my, hy wil nie werk nie. Ek vat nou net 'n voorbeeld hoor. En dan doen ons baie ander goed, sê Here, hoe gaan ek deur hierdie dag kom? Maar as ons die oggend opstaan en sê, Here, u goedheid is my ewig deur elke dag, Here. U goedheid is nie elke môre as ek begin, halleluja. U liefde is meer, as
in ons lewens. Halleluja. Hierdie lied sê, I'm trusting in you, Lord. Vertrou ons werklik op die Here. Ek praat vanmôre op myself op, want somtyds wankel ons. Somtyds vra ons baie vrae, Here, kan ek U nog vertrou? Maar ek wil jou vanmôre sê, as geen ander een wat jou vertrou op kan plaas as Jesus sê. Want hy is die een wat antwoord. Die vyand gee vir jou kort uitkomste, want jy dink dit is jou uitkoms. Want jy gewoonlik nog probleme op. Maar as jy jou oë op God gehou word vanmôre, en sê, Here, ek vertrou op U vanmôre, dan gaan God jou oplig vanmôre, en God gee jou krag gee, nuwe krag gee, want hy is jou voorsiener. I trust in you, Lord. I trust in you. You've been so faithful. You've been so true. You never failed me like I failed you. I trust in you, Lord. I trust in you. I trust in you, Lord. I trust in you. You've been so faithful. You've been so true. You never failed me like I failed you. I trust in you, Lord. I trust in you. Hallelujah. I trust in you, Lord. I trust in you. You've been so faithful. You've been so true. You never failed me like I failed you. I trust in you, Lord. I trust in you. I trust in you, Lord. I trust in you. You've been so faithful. You've been so true. You never failed me like I failed you. I trust in you, Lord. I trust in you. I trust in you, Lord. I trust in you. You've been so faithful. You've been so true. You never failed me like I failed you. I trust in you, Lord. I trust in you. I trust in you, Lord. I trust in you. You've been so faithful. You've been so true. You never
Here, my vertrouwen is op die graf vanmorgen, Here. Vader, dankie, Here, dankie dat jy ons oplig vanmorgen, Here. Dankie, Here, omstandig, Here, kom weg vanmorgen, Here. Elke stryd en omstandighede en beproewing, Here, staan ons voor die vanmorgen en verklaar. Ek is meer as oorwinnaar, want hy is my voorsiener. Here, wendere was sonder amasayenda. Kisendere was sayenda. Halleluja, halleluja, halleluja. He is my King. He has broken down every wall. He is my King. He is
die swart en die wit. Steek jou hand op. Ja. Here sê vanmôre, jy het op 'n doodloopstraat gekom. Vyand het vir jou gesê, dit is nie meer uitkoms nie. God sê, ek verander dit vanmôre. Here sê, ek gee jou nuwe krag vanmôre. Die Here sê, ek lig jou op vanmôre bo jou omstandighede. Jy gaan uit jou omstandighede opstyg en kyk af neer op jou omstandighede en sê, Here, U is my voorsiener. Jy het gesê, Here, maar ek kan nie meer nie. Here, ek wil nie meer nie. Here sê, ek herstel vanmôre. Die Here sê, ek herstel en ek lig jou op. Ek herstel en ek lig jou op. Glo dit vanmôre, want jy is kosbaar in my oë vanmôre. Halleluja. He is my peace. He has broken down every wall. He is my peace. He is my peace. He is my peace. He has broken down every wall.
Halleluja, halleluja. Die wil ek elke wand verhoor, Here, because you are exalted. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. You are so worthy, Lord, you are so worthy. Kyk, ek breek kettinge, ek breek bindings, ek stoot vanmôre elke pilaar in jou lewe om, wat afguns gebring het. Jy breek vanmôre met omstandighede, omdat ek die Here jou God oplig, en jy sal op plekke wees, waar jy gedink het, jy gaan nooit wees. Jy gaan plekke betree, wat jy gedink het, jy gaan nooit betree, omdat ek jou losmaak van alles vanoggend, wat 'n skeiding gemaak het tussen my en jou, en weet ek lig jou op hoek aan die storm, en jy verhoor 'n kind, wat my kind is, weet dat ek jou oplig, bo alles, hoor die woord van die Here. Halleluja, halleluja. Kan ons die Here hande klap gee, amen. Kinderkerk, hierdie kinders kom staan vanmôre hierso. Suster Verenka, kom salf hierdie kinders vanmôre. Onderwysers, kom staan ook hier voor. Halleluja. Kom ons steek ons hande uit. Here, sê ek vermenigvuldig hierdie sonnaskool. Baie het gekyk op hierdie kinders en sê, ag, dit gaan nie veel goed gaan nie. Dit gaan nie verbeter nie. Here, sê vanmôre, elke woord wat oor hierdie sonnaskool uitgespreek is, en onderwysers het ek verbreek. Here, sê ek vermenigvuldig hierdie sonnaskool. Julle gaan verbaas staan. Julle was ook al moedeloos vandag. Hier 'n paar kindertjies. God sê omdat julle uitgehou het, gaan ek hierdie ding geregverdig. En hierdie kinders gaan vermenigvuldig. Hy gaan te klein word hierdie saal. Julle gaan te min onderwysers wees. Maar die Here sê ek voeg by en ek gee vir julle meer as ooit. Sal vir hulle suster julle. Vader, dankie dat ons hierdie klein kinders, nie die onderwysers in die opdra. Vader, dankie dat die gehoorsaamheid vanmôre is, om te verklaar wat U gegee het vanmôre, Here. Vader, want baie het gekyk op hierdie kinders en te neergekyk op hierdie kinders, omdat hulle so min is, Here, maar U vermenigvuldig het en ek sê vanmôre, ek dank U dat U 'n waarmaker is van die woord. U sal ons nooit teleurstel, Here. En ek seën hulle vanmôre in die naam van die Vader, seën Heilige Gees, Here, en hulle sal uitstaan by hulle skole, Here, en mense en kinders sal getrek word deur die teenwoordigheid in hulle lewens. En ek eer U vanmôre en ek loof U vanmôre daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Is dit nie lekker? Kom ons neem die sitplek. Laat Suster Belinda aangaan. Is dit nie 'n lekker soete teenwoordigheid van God vanmôre? Is
Sê vir jou langs so, ek is bly jy is. Ons wil vir ons orkes en ons voorsangers baie dankie sê. Kan ek nog iets profeties doen vanmôre? Gaan nie my toelaat vir. Kan ek kom staan nog net een keer op? Terwyl ek hier staan, gee die Here dit vir my. Ek wil net vanmôre lewe spreek oor hierdie gebeente. Amen. En ek wil hê dat jy jou hart het bedoel vanoggend. En ek wil hê met hart op bely sê, Here, elke vesting, elke negatiewe woord, elke binding, elke slegte ding, sny ons af in hierdie oggend, en ons roep vanmôre die oorwinning van God oor die Credo familiekerk. Ons gaan nie agterbly nie, ons gaan vorentoe gaan. Ons bely die krag van God, nie oor mense wat hier weg is nie, maar ons bely die krag van God oor mense wat hier is, en mense wat het bedoel met die Here, sodat ons 'n lewe kan red wat aan die buitekant is. Voel jy nie vanmôre 'n bietjie bly dat jy kan losmaak nie? Amen. Kom ons gee die Here nog 'n offer. Kom ons doen dit beter maak. Want as jy dit oorwinning begin kry, dan sê jy dankie, halleluja. Ek wil jy met 'n bietjie op en af spring, dan wil jy is vanmôre dat jy die heerlikheid van God kan ervaar. Amen. En as jy nie kan spring soos ek nou, wil jy boek ek vas, maar spring net so 'n bietjie op en af, en weet God gaan iets doen. Ons moet nie skaam wees vir die teenwoordigheid van die Here, en oor dit wat God doen nie, want jy sien as ons begin skaam raak, oor die heerlikheid van die Here, is ons in die verkeerde kerk. Maar as ons bely, Here, U is ons krag, U is ons besaam, U is ons heerlikheid, dan gebeur daar dinge. Amen. Halleluja. Kom ons sê. Ek is bly om U te sien, as U bly om my te sien. Halleluja. Maar ek het vir jou langs as jy onthou jy nog. En toe jy vanoggend wakker word en jy kyk in die spieël toe sien jy maar jy het so 'n bietjie verander vanoggend. Nou gaan al die vrouens sê amen. Ek luister na Jakob en die leer sê dis net my vrou wat met 'n skelier opstaan in die oggend wat sê en al die vrouens sê nou amen. Sorry. Ek wil net aan die volgende slide met my gaan. Ek wil net vanmôre net oormaak. Amen. Waar is my goedjies dinge? Halleluja. Halleluja. Amen. Sê vir jou langs jou precious memories. Sê nou jy nog daar die dag. En vir die ouers wat hulle vrouens ontmoet, die sê vir hulle, onthou jy nog daar die dag. En die ouers wat alleen loop, en sê, wat is fout met my? Sporten. Onthou jy nog? Chappies. Die regte chappie. Sy loop nou al vir 50 jaar met die regte chappie na mekaar. Onthou jy nog die chappies? Dis ek 'n groot chappies gewees, né? Waarde vir geld, 2 sente chappie gekos. Wie kan dit onthou? Okay, dit was in my tyd, voordat die chappies nog dubbel gewees, en dit was 'n half sent seker gewees, en die wat ouer as ek is. Wie onthou die Nokia selfoon, die 5110? Dis nou nie die blou bille nie, hoor? 5110. Wie onthou daardie ou Motorola selfoon wat jy die klap opgooi en die aerial uittrek en dit lyk soos 'n AK-47 langs die gesig. Wie kan dit onthou? Dis my eerste selfoon gewees, julle. Jy kan 'n ou doodgooi as jy jou foon wil steel. Wie onthou die bel? Daai melkbottels, dit die glasbottels. En dan het jy die guava sap en die lemoensap gekry.
En dan daai karretjies wat gery het, net met die battery aangedrewe is. Daar was Derry Bell, hierdie karre wat nou vandag uitkom, die elektrische karre was Derry Bell een voor gewees. Wie onthou daar die Derry Bell karretjies? Ek onthou dit goed, want ek mag dit nou belei, want ek het al lang al vir die Jesus om verskoning gevra. Ek het gaan kwalsap steel, julle. As hy waantjie so oprij langs straat, dan sy besig daar, dan gryp ek 'n wortel, daai ou kan nie omdraai met sy karretjie nie. Dan is ons reg. Jy het die coupons gekry wat hier op daarin gesit, jy onthou dit. Ek gaan nou by die woord net kom, julle. Weet jy die chocolate rock? En dan wit kransies wat jy gekry. Jo, dit was lekker, nee. En dan het jy 'n dubbel kaasburger, ek kan nou nie die prys lekker sien, R3.25. 'n dubbel kaasburger. En dan het 'n meatskrill het hulle by Hoopie gehad vir R2.50, julle. Ja, nou vandag betaal jy op R200 vir 'n meatskrill. Wie onthou daar die dag? En dan vir die wat die Wilson toffies, is al groot is. Vandag kry jy nou net hierdie ou dingetjies en hy die naam van Wilson. Julle, daar is 'n boodskap en jy die naam van kind van God, maar jou hart is nie lekker nie, nee. Maar dit is 'n boodskap vir 'n ander dag. En dan jy vir die wat al maar geword het, die tab gekry. Nee? Nou kry jy alles wat diet is, dit sê vir jou diet, jy gaan daai. Toe druk jy die regte ding, druk ou. Sê net amen, julle. Anders voel ek alleen. Wie onthou Fresca? Nothing tastes like Fresca, and Fresca tastes like nothing. Wie onthou dit? Dis nou voor hierdie jong mense se tyd. Ek onthou dat hulle altyd na die skole toe gekom het, hulle Fresca uitgedeel en die jou-jou's gehad en al die goed. En as jy so terugdink, dan sal klop op. Wie onthou die speletjies wat ons gespeel het? Blikkaspar en Kennykie en dit laat jou bietjie verder gaan in jou gedagtes. Ouens wat lank later groot geword het, het Ringe Rosie gedoen. Net om nie uit te voel nie. Ok, hulle wil die vlot is, maar julle gaan nie kringetje maak vanoggend. Maar dit is nostalgies. Dit bring iets in jou gemoed op wat jy van kan dink. Miskien as hy iets anders dat jy, miskien 'n kossoort wat jy eet en dit laat jou dink aan iemand. Kom aan. Ja. Ek onthou my pa, self my skoonpa was lief vir steak en eiers op 'n Vrydag aand en dit het ons geëet. My pa het weer 'n manier gehad om vleis te maak, tenderrice steak, en hy het dit eers in melk gedoop en dan het dit gebraai. Julle, dit was die lekkerste, sagste vleis wat jy kan eet. Dis die enigste keer wat ek naby aan melk kom, want ek drink nie melk nie. Maar jy word herinner aan iets wat jy gedoen het. Miskien is daar iets wat iemand net doen en jy verlang daar die volgende persoon. Wie was op daar? Sê vir jou langs jou onthou jy. David, toe jy jong was, kon jy alles gedoen het. Jy kan nou eers weer leer klip. Nee, ek klip nog geleer. Dit lyk. Maar onthou jy waar die Here jou uitgehaal het? Onthou jy waar jy was toe jy ontmoet het? Ek gaan die eerste teksvers doen, Romeine 3 vers 23, en ek wil regtig nie lank wees. Ek sê gou, lees dit sommer saam met my, want almal het gesondig en het ontbreek aan die heerlikheid van God. Nie een van ons is 'n hemelse wese dat ons nie sonde doen nie, maar dat het ons breek aan die heerlikheid van God. Want dit wat jy doen in die geheim,
sal in die dag verkondig word. Amen. Ons almal het gesondig, beteken ons het, die kleines of het, ons almal het gesondig. Ons almal het iewers die pad luister geraak. Ons almal het 'n verlede, kom aan. Ons almal het 'n storie om te vertel. Ons almal het iets om te deel met die volgende persoon. Kom aan. Miskien het 'n paar ander meer stories om te vertel as ander. Ek moet vir julle sê, as iemand 'n grap vertel, kan ek dit oor vertel. Want almal sal lag vir daai ou as ek dit vertel, en sê, hè? So ons almal het iets. Maar onthou jy nog die dag toe die Here jou gevul het met sy Heilige Gees? En as jy nog nie gevul is, ek wil vir jou sê vanmôre, as 'n kerk jou leer om te sê, jy hoef nie in vreemde tale te praat as jy 'n geesgevulde kind van God is nie, dan kom weg van die kerk af. Maar ek wil vir jou sê, die uitvloeisel of die uitlig van 'n kind van die Here, wat naby die Heilige Gees is die uitvloeisel daarvan, die spreek in vreemde tale. Amen. En ek wil vir jou vanmôre sê, ons hou by dit wat die woord ons leer. Want jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vrymaak. Halleluja. En as jy nog nie spreek in vreemde tale, en jou hart vir die Heilige Gees, en jy gedoop is, amen, wil ek hê jy is 'n kandidaat vir die Heilige Gees. Dan word jy amen sminnig. Here, dit is lekker om gevul te wees met die Heilige Gees. Vir die wat gevul is en spreek vreemde tale, sê 'n bietjie halleluja. En as jy dit nog nie het, jy vra die Here vir die Heilige Gees. Amen. Nou gaan ek my haas klaar te maak. Want ek wil nie so graag van klink en sê ek maak nou klaar. Ek maak nou klaar. Iemand het my nou die dag dopgehou en gesê ek het gehoor, jy sê nee, ek maak klaar nie, so dis wel dan. So ek hoop ek doen dit nie vandag nie. Maar kom ons gaan na die skriflesing toe, in Handelinge 2 hoofstuk, van vers 1 tot 4, en ek gaan net so 'n bietjie aanhaal, ons gaan nou by die kruks van die woord kom, hy sê, toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar, sê gou hardop eendragtig, en skielik was daar 'n geluid in die hemel soos die van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul. Wie het al spuitgoed gespit? Praat my nie van doen nie, ek praat van spuitgoed. Goed wat lekker ruik. Amen. En as jy nou 'n bietjie gaan spuit hier, of 'n blikkie leeg spuit in hierdie kerk, en 'n ou wat gaan agterin kom, gaan ruik, hoor jy dit ruik lekker. Wie ou van groen? Groen blikkie? Ek bejaar die 18 dae Augustus. Maar jy spuit, nee, jy kom in, en daar's 'n geur, daar's 'n reuk, daar's iets wat sê, dis lekker. En ek wil vir jou sê, dis die trydmaak van die kind van die Here, waar die Gees van die Here werk, is oorwinning. Waar die blydskap van die Here is daar vreugde. En waar daar nie saak by wat se deur ek inkom nie, ek voel opgewonde, want ek is tussen die kinders van die Here. Amen. Gee die Here lofoffer. Here, ons is nie by 'n goeie kerk nie, ons is by 'n kerk wat God ken. Sy almal was eendragtig. Hy sê toe daar in die hemel soos 'n geweldige rukwind, en die hele huis is gevul waar hulle gesit het. En het almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees van die Here dit aan hulle gegee het om te spreek. Jy kan dit gaan lees in Handelinge die 2de hoofstuk. Ek wil net vir julle sê, dit is 'n dag wat nooit vergeet sal word. Jy sal hoor, ek het in die begin gesê dat, onthou jy, miskien is jy 'n plek in jou geestelike lewe van, onthou jy. Miskien hou jy vas aan dit wat gister en eergister gebeur het, en jy verlang na iets anders. Ek wil vir jy sê, vanmôre, as die kind van die Here, die Gees van God gaan aftrek in sy heerlikheid, halleluja, wil ek vir jou sê, dat hierdie kerk nooit meer dieselfde sal wees. Ek wil nie meer gou vir die stoele wat langs jou is en sê, ek roep lewe oor jou, kom soek dit, vir die leesstoele, ek roep lewe oor jou, voor jou, agter jou, langs jou, ek roep lewe. Nee, jy doen dit nie, kom praat met jou hart by die stoele, en sê ek roep lewe.
Want jy sien hoe meer ons gaan begin doen wat die woord van God sê. Ek hou van manifestasies, want dit is 'n teenwoordigheid van die Heilige Gees wat neerkom. Amen. Bely die heerlikheid van God, man. Prys die Here. As jy die Heilige Gees aan sy belofte, Jesus het gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dis in Handelinge 1 vers 8. Jou ervaring is die vervulling van daardie belofte. Is 'n vervulling van 'n belofte. Terwyl nou die Here gaan mense aanraak. Die teken is dat jy in vreemde tale spreek. Dis nie net klanke nie, maar dit is vermoere 'n taal tussen jou en God, wat die Here jou mond gebruik om hom te verheerlik. Halleluja. Jy word 'n getuienis, jy vertel van dag na dag, jou roeping, jou bediening. Dis goed wat God gebruik tot 'n ewige heerlikheid. En nou kom ek by die woord van vanmôre. Die krag van die salwing. Amen. Sê gou 'n bietjie die krag. Kom ek wil jy moet hardop praat, en ek wil jy moet saam met my praat, daar's krag. Daar's krag in die bloed van Jesus. Daar's krag in die woord van my getuienis. Daar's krag want hy is die bron. Ek wil jy moet bietjie sê, daar's krag. Ons sing so maklik, daar is krag, wonderbare krag, en as daar iets met jou gebeur, dan sê, Here help. Nee, jy krag om die vestings van die vyand te vernietig, want die Here is in jou. Amen. Meer jy die krag van die Here gaan tentoonstel, hoe minder gaan die wêreld sien, wat ook al verkeerd is, en hulle gaan God begin sien in jou. Amen. Die salwing is God se manier om sy kinders toe te rus by die krag van die Heilige Gees. Sonder die salwing is die bediening geestelik onmoontlik om 'n oorwinning te kry. Die Bybel wys dat die salwing nie net simboliese handeling is nie, maar 'n werklike heilig bron. Heilig. Wie is heilig? Wat sê die woord? Wie is heilig waar? Ek is heilig. Doen dinge wat heiligheid bevorder, nie wat jou gemak gee in jou hart om te sê, ek is op my pad hemel toe nie. Here, bring een in die probleem my pad, dat ek kan sê in die naam van Jesus, jy sal dit nie doen. Halleluja. Dan word jy almal smidder, want jy sien, ons wil nie graag in die stryd kom nie, ons wil nie graag in die beproewing kom nie, want wat as? Ek wil vir jou sê, as daar krag is in die Heilige Gees, dan kan wat as van komme, want die Here doen die werk in heerlikheid en in krag. Amen. Wat is as? As is verbrande hout. So die Here verbrand jou probleem, hy verbrand jou omstandighede, as jy met hom in gemeenskap hou. Halleluja. Sê vir my langs jou, gooi jou as weg. Maak die braaiers skoon. Sê vir jou, maak die braaiers skoon. Ek het nog nooit gesien dat 'n ou vuur maak op ou as nie, want dit gaan nie aan die brand raak nie. Hy gooi altyd dit uit. Amen. En wil ek vanmôre vir jou sê, die Here wil hê dat jy ontslae raak van alles wat 'n stop maak in jou lewe, dat die Gees nie kan deurbreek nie. Jy kan amen sê vanmôre. Want die Here wil omstandighede vat in jou lewe, wil hy dit omkeer, sodat jy nooit, ooit weer na die verlede toe terug te gaan, 'n precious memory te hê nie, maar ek kan vorentoe gaan, want die krag wat in my is dieselfde krag, as wat Jesus uit die dode opgewek het. Amen. Ek wil vanmôre vir jou sê, die krag van God is nie net vir die pastoor nie, maar dit is vir elke bloedgewaste kind van die Here, wat dit opreg meen met God. Amen. My teksvers, en daarmee het ek ook tot bekering gekom, en die Here het my aangeraak, maar dit is in Jesaja 61. Kom ons lees dit, want die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om die blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes vrylating uit te roep, en vir die geboeides opening van die gevangenes. Wat sê die Gees van die Here? Halleluja. Dink jy is die naaste.
Prys die Here, kom eens. Hy sê, die Here het my uitgestuur om mense te verbind. Beteken, ek het iets wat ek moet gee vir 'n wêreld wat verlore gaan. Amen. Ek verbind hulle met wie? Met die Heilige Gees krag, met die Heilige Gees salwing. Wat sê hy nog? Hy sê dit, nou moet jy amper val. Dit wat jou laat pootjie, is nie moeilik om te laat val. Sê die Gees van die Here, hy breek dit los, sodat jy kan los wees om God te prys. Amen. Hy bring vanmôre vrymaking aan die gevangenes. Wat se gevangenes? Nie die tronk nie, maar die gevangenes wat vas is aan hulle siekte, wat vas is aan hulle omstandighede, wat vas is aan probleme. Daardie gevangenes breek God los vanmôre, sodat jy die oorwinning kan kry. Amen. Amen. Want jy raak baie keer gevangenes van siekte. Jy raak baie keer so gewoond aan jou pilletjie wat jy moet drink, dat jy moet weet, God bring die genesing. Dan word jy al mens al minder. Jy het so geheg geraak aan wat die dokter jou voorskryf, as wat God jou vrymaak en genesing bring. Amen. Jy gaan nou vir my sê, ja, die Here het die dokters geroep. Ja, dit is so. Maar my vertroue is nie in 'n dokter nie. My vertroue is in God. My vertroue is nie in die bankbestuurder nie. My vertroue is in God. My vertroue is nie in mense nie. My vertroue is in God. Ek bid die Here, met hierdie hartomstandighede wat ek het, dat ek elke bal kan weggooi, met my niere, dat ek elke ding kan weggooi, sodat ek kan vry wees. Amen. Wil nie geheg geraak met 'n dokter, sê dokter, wat nou nie? Ek wil kom by hom en sê, sien jy wat God vir my gedoen het? Amen. En die wat dit glo sê amen. Amen. Ons raak so geheg aan omstandighede, want jy kry nou 'n pakkie van die vyandinge. En ek praat nie vanmôre net oor siekte nie. Ek praat vanmôre oor enige ding. Jy kry antwoord op alles. Maar dit is nie altyd noodwendig die antwoord van God nie. Want dan sê die woord, die planne van die hart kom van die mens, maar die uitvloeisel daarvan is die antwoord van God. Kan dit vir jou nog bedien vanmôre? Handelinge 10:38 sê, hoe God Jesus van Nazareth gesalf het met die Heilige Gees en met krag. 1 Johannes 2:27 en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. Sê bietjie aan my. Amen. Ek het die Gees nodig, Here. Sê bietjie dit hardop. Ek het die Gees nodig, Here. Ek het die Gees nodig, Here. In Lukas 4:18 verklaar Jesus dat hy gesalf is om vryheid en genesing te bring. Die salwing bring krag. Jy kan baie keer op wat ry het. Jy het al met 'n kar gery. Jy het nou net gestart en dan kom jy daar aan dan by die plek en dan moet jy net weer staan dan Wie het al oorgekom? Wat doen jy dan? My vrou. Ek wil vir jou vanmôre sê die Heilige Gees gee dat jy krag het vir elke dag. Hy sê 'n geleentheidsgod nie, hy is 'n God wat jou elke dag, die oggend, die middag, die aand gaan hy jou oplig. Amen. En as jy voel jy word bietjie flou, dan kan jy net weer tap by die Heilige Gees en sê, Gees van die Here, kom maak my vanmôre, halleluja, attent op die grootheid. Amen. Salwings is ons toe vir die diens. Salwing breek jukke. Jy juk gesien, my juk is lig. Of my juk is sag en my las is lig. Beteken dit dat jy op jou nek is, man. En jy word gestuur deur daardie juk. Jy het gesien. Wie hou vanmôre die leiersels van jou hart vas? Wie hou vanmôre die leiersels van jou lewe vas? Wie stuur jou lewe vanmôre? Wie stuur dit in 'n rigting in vanmôre?
Voordat jy God laat weer verhoor, kom op die punt en sê julle, ek breek verhoor hierdie juk op my nek af, halleluja, wat my in 'n rigting stuur, wat ek nie moet wees nie, want ek het die heerlikheid nodig. Salwing bring genesing. In Markus 6:13 sê die disippels het siekes gesalf en met olie en hulle het gesond geword. Amen. Gesond geword. Ek het al gesien, wie het al gesien in kerke, dat die kankers om uitval, terwyl die mense in die banke besig is. Dome woorde word oopgemaak. Hardwoorde is oop, vra my. Krepele is saam. Hoekom? Want die Gees is welkom in die midde van die kinders van die Here. Daarom sê die woord van God, blus die Gees nie uit nie. Die Gees moet altyd op die altaar in die vuur gehou word. Amen. Hy sê die vuur, wat is die vuur? Die vuur is die Heilige Gees. Daarom sê Levitikus, hy sê, die vuur moet altyd hier op die altaar aan die brand gehou word en dit moet nooit uitgeblus word nie. So die wat jy oorgeërf het as 'n kind van die Here, moenie jou nalatenskap verloor nie, want jy is nou eenmaal 'n geseënde van God. En nou gaan ek maar weer gebruik, ek sê maklik. Die salwing leer en hy lei my. Ons het so nodig om net weer te soek na die heerlikheid van die Here. Onthou jy nog? Onthou jy nog toe jy opgestaan het en gesê, Heilige Gees, vul my. Onthou jy daardie dag? Onthou jy daardie dag toe jy begin spreek het in vreemde tale? En jy gewonder het wat gebeur? En iemand sê vir jou, nee, dit is niks nie, dit is die Heilige Gees, jy is nie siek nie, dit is die Heilige Gees wat oor jou gekom het. Onthou jy nog daardie dag? Of is dit net 'n distant memory? Is dit iets wat gebeur het, of gebeur het nog in jou lewe, dat jy die krag van God het? Ek maak nie jou probleem af as niks vermoorde nie. Maar ek sê, ons het vermoorde 'n anker. Ons het vermoorde 'n krag. Ons het vermoorde 'n salwing. Amen. Ons het nodig om te bedien met 'n salwing. Ek bid die Here dat alle boodskappe wat van hier gebring word, of daar gebring word, of in die sonnaskool gebring word, of in die jeug gebring word, of in die susters gebring word, of in die goue gerwe gebring word, gelouter sal wees met die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nie altyd dieselfde bly, man. Ons het nodig om te verander. Die Gees van God bring verandering in. En dit het nou niks met die platform te doen nie. Dit het te doen met jou geestelikheid. Gaan ek vir jou laag so tussen die bome nie pas? Nee man, as jy die Gees van die Here het, dan sê jy, prys die Here, omstandighede is daar, maar my God is groot. Amen. Bely die heerlikheid van die Here vir een keer in jou lewe, dan sal jy ervaar die grootheid van God. Die krag van die salwing is die sleutel tot jou oorwinning. Sê gou vir die ou langs jou, hy is my sleutel. Sonder die salwing is ons bediening leeg. Want die woord van God sê, dis die salwing wat die juke breek. Amen. Dit moet nooit ontbreek nie. Het nou gesien hoe die Here mense gebruik om vir mense te bid, en ek sê dankie vir God, dat dit is wat moet gebeur. Moet nie skaam wees om in taal te praat nie, want dit is verhoore jou bron. Halleluja. Jy is 'n instrument in God se hand. Nou dat jy gesê het, onthou jy, sê vir die ou langs jou, nou gaan jy sien. God gebruik jou, en ek is klaar, omdat jy bereidwillig is vir sy heerlikheid. En as jy verwoorde voel, kom ons buig die hoofde, ek soek asseblief die orkes, voorsangers. Jy het verwoorde hier staan en sê, Here, ek het die Gees van God nodig. En jy wil uitstap, kom, ons gaan die liedjies sing, Jesus doe dit weer. Ons gaan nou afsluit met 'n nuwe lied, of net nuwe woorde vir 'n ou lied.
Maar tot dan wil ek hê jy moet jouself oopmaak en sê, Jesus, doe dit weer. Here, ek het weer die salwing nodig. En ek wil nie met losbreek verhoor as ons hierdie ding gaan sing. Hierdie geslag sal erken dat U regeer. Wat 'n geslag. Die duiwel sal erken dat God goed is. Die duiwel sal wyk. Amen. Amen. Halleluja. Ons gaan opstaan en sing ons hierdie koortjie saam. En as jy voel, Here, ek het dit nodig, kom uit verhoor. Dat God jou doop met sy gees. As jy dit wil hê, is dit joune verhoor. Halleluja. En Jesus doen dit weer. Oh Jesus doen dit weer. Oh Jesus sal ek in nacht van het sê van God doen het ook alweer. Oh Jesus doen dit weer. Oh Jesus doen dit weer. As jy yes, dan voor het doen. Jesus sal ek in nacht van het sê van God doen het ook Here het twee mense gevul met sy gees, halleluja. Kan die Here net halleluja sien? Dis groot dinge in God se teenwoordigheid. I'd rather have Jesus than silver or gold. Halleluja. Prys die Here, ons gaan afsluit. Ek wil graag hê al die matrieks en studente, jong mense wat net hier voor kan kom staan. Jandre, jy ook?
Jy sê die hoe die kom. Halleluja. Ons staan nader aan mekaar. Here kom hier, ons staan nader aan mekaar. Ek wil hê dat ouer mense gou by hulle kom staan. Dat jy sê ma is, kom staan by, as jy sê pa is, kom staan by. Altyd sê jy naby, kom staan by jou kinders. Ons dink baie keer jong mense moet net koop. Ag, vertrouw my net nog 'n minuut asseblief. En ek wil hierdie ou mense, ouerige mense, moet bid vir sy kinders of haar kinders. Ek wil bid vir hulle, terwyl julle daar staan, bid vir hulle. As jy vanmiddag huis toe gaan of net nou, en vat jou kind en bid vir hom. Voor jy met klein bid vir hom. Bid vir hom, seën hulle. Halleluja.
vanaand 5:00, moenie mis nie. 'n lekker aand, 'n gesellige aand. Ons vat niks weg van die teenwoordigheid van die Here nie. Maar kom geniet dit net saam met ons na kerk vanoggend. As jy nog klere wil hê en jy wil dit vat vir u of gee vir iemand wat nood het, dan gaan dit vir 'n uur of 'n halfuur gaan die garage oop wees daarbo, dan kan jy gaan haal en vir mense uitgee of vir jouself vat. En kom ons seën so ook dan ander. Nou vanaand moet nie mis nie. Mag die Here my broedertjies. Vader, dankie dat ons vanmôre in die teenwoordigheid kon wees. Dankie dat U met ons harte gespreek het, Vader, wat ons ingeneem het, dat ons dit gaan toepas in 'n verlore gaande wêreld. Seën elkeen wat met mekaar het gaan, bring ons vanaand op 'n bestemde tyd by mekaar, en ons gee die lof, die eer en die aanbidding in die naam van Jesus.